Brother? Ek weet presies hoe hy nou voel. Maar ontspan, hoor. Jy sal sien hulle begin loop as hulle nie meer wil luister nie. Okay, ontspan. Vader, ek wil sommer net vir Waldo bid en dat U hom nou sal seën en sal gebruik, net soos wat U wil. In Jesus naam. Amen. Goeiemôre almal. Werk my Britney Spears pakkie. Werk hy? Okay, mooi. Goeiemôre, ek is elke Sondag is ek verbaas in die Parel, daar in die kerk waar ons besig is mee, geplant het so 10 jaar terug. Is ek altyd verbaas as mense terugkom. En maar wat ek meer verbaas is as ek 'n uitnodiging terugkry na die plek waar ek was. So die Here moet baie lief wees vir my. Dit is aansienlik warmer hierdie tyd van die jaar. Van daardie tyd wat ons hier was. Maar ja, ons bring baie liefde en groete uit die Parel uit. Ons gemeente het hierdie week vir julle gebid. Ons eldership span het vir julle gebid. En ja, fantastiese tyd saam met die leiers gehad en ons is ja vol hoop vir 'n fruitful toekoms. Ek het meer kinders verwag. So ek gaan nou my kinderboodskap vinnig met groot mens maak. Wat het Ruben vir my gesê, daar's 'n kind in almal van ons. Nee, in die 8 minute wat oor is, gaan ek vir julle wil ek vinnig oor 'n liedjie praat wat Dawid geskryf het en ek wil vinnig die agtergrond gee van hierdie liedjie wat hy geskryf het. Net daar. Wat sê? Liedjie, was 'n liedjie oor 2 bome. Kom ons lees hom en gaan ek vir julle die agtergrond gee van hierdie liedjie wat Dawid geskryf het. Hy sê dit: "Waarom spog jy oor 'n bose daad jou sterk man? God se troue liefde is die hele dag daar. Jou tong beplan vernietiging, soos 'n skerp skeermes, jy wat bedrog pleeg. Jy hou meer van die slegte as van die goeie, van leuns meer as om te sê wat reg is. Jy hou van allerlei lasterlike woorde, van 'n tong wat jok. God sal jou daarom vergoed afbreek. Hy sal jou wegruk, jou wegskeer uit die tent. Hy sal jou wortels uitpluk uit die land van die lewendes. Regverdiges sal dit sien en ontzag hê. Oor hom sal hulle die spot dryf. Kyk die sterk man, hy wat God nie sy toevlug gemaak het nie, maar op sy groot rykdom vertrou het. Hy soek toevlug in wat hom vernietig. Maar ek is soos 'n welige olyfboom of 'n groen olyfboom in die huis in God se huis. Ek stel my vertroue in God se troue liefde vir altyd en altyd. Ek sal U vir altyd prys omdat U opgetree het. In die teenwoordigheid van U getroue volgelinge vestig ek my hoop op U naam, want dit is goed. Kom ons bid. Here, dankie vir U woord en ek vertrou Here dat dit waar is vanoggend. Ons sal stig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, Dawid skryf 'n liedjie in plaas van om te retaliate. Hy het nou net, hy's besig om weg te hardloop van 'n koekoeskoning af wat hom wil doodmaak. Hierdie ou is totally oorgevat deur jaloesie en woede en hy wil vir Dawid doodmaak. Dawid hardloop weg en hy is honger en hy gaan toe na 'n dorpie toe en 'n priestersdorpie en hy sê help hy so 'n bietjie uit, hy's ook honger en die priester gee vir hom van die brood en hy gee Goliat se swaard vir hom. Storie gaan aan, maar daar was 'n groot man, 'n bose man wat daar gesit het en die hele saak gesien het. Die ou se naam was Doeg. En dis 'n bad story. Doeg op 'n stadium gaan vertel toe vir die koning Saul wat nou so kwaai is, wat gebeur het. En wat daar gebeur het is toe baie sleg. Hy verklik toe vir die priesters wat hierdie gedoen het. Ons gaan dan by dit kom, maar Saul maak toe daai hele dorpie se priesters dood. Hektiek. Die nuus kom toe terug by Dawid. Nou imagine, daar's nog 'n bietjie meer aan die storie, maar imagine hoe moes Dawid gevoel het. Hy kry hierdie nuus dat sy betrokkenheid daar en hierdie ou wat so gejok het en die storie bietjie verdraai het tot dit gelei. Nou, Dawid kon 'n slingervel handle, hy kon 'n swaard handle, hy was nogal teen daai tyd was hy 'n weermagsman, so hy kon geretaliate het. Hy kon 10-1 vir Doeg uitgesort het. Maar hy doen nie, hy skryf toe 'n liedjie.
So ek wil gou na hierdie liedjie gaan kyk, maar eers wil ek vir die kinders vra. Kom ons kry die volgende een. Ek wil jou vra, watse boom sal jy graag wil wees? Ja, okay, ek wil hierdie boom wees. Okay, maar kom ek vertel julle meer van die bome. Die boom aan die linkerkant groei verskriklik vinnig. Hierdie aan die regterkant groei nogal stadig. Nee? So wat sien sal jy wil wees? Okay, gaan die antwoorde inneem. En ek het 'n vermoede, meeste van ons wil die groot boom wees, is dit nie? Wel, maar ek gaan nou dalk jou opinie verander. So in hierdie Psalm, hoe word hierdie boom so vinnig groot? Wel, hy gaan aan. Die boom is groot. Onthou die Psalm begin het, is waaroor spog jy jou groot man? Dis hoe die Psalm begin. En hy praat van doeg. En ek weet nie of jy al mense teëgekom het nie wat groot praat van hulle self, wat sal jok om voor te kom, wat anders sal wegdruk en onderdruk om meer te hê. Is dit nie? Dis in ons harte, ek sien dit in my kinders. Wat pragtige sondaartjies wat vinnig is daar 'n storie wat die ander ene in 'n baie slegte lig sit, net sodat jy die meer sweeties kan kry of langer screen time. Ons geen screen time in ons huis nie, obviously. Hy sê selfs, jou tong is soos 'n skeermes. Nou ek weet nie van julle kinders nie, ek laat nie my kinders toe met 'n skeermes te speel nie. Dis maar net so wat ek gedink het is goeie ouerskap. So koning Saul sit op 'n stadium, so die vraag is, hoekom het Doeg hierdie storie vir die koning aangedra? Hoekom het Doeg vir koning Saul gaan sê, luister, Dawid was daar, ek het gesien wat die priester gedoen het, en hy het die storie verdraai, daar's 'n bietjie meer aan die storie, wat ek dink nie nou tyd voor het nie, maar kom ons kyk gou wat het, die konteks waar hy Saul sit op 'n stadium, koning Saul met sy spies, en hy's woedend, want Dawid het weggehardloop, hy sê, niemand sê vir my waar hy is nie. Dan sê hy dit, hy sê toe vir hulle, manne van die Benjamin stam, julle moet luister, dink julle Dawid sal ook vir julle almal koringlande en wingerde gee? Dink julle hy sal julle ook almal offisiere maak oor 1000 manne of oor 100 manne? En toe gaan Doeg, dit klink lekker, koning, ek het nuus. En hy vertel toe, hy het nie die volle waarheid vertel nie, want in die storie het die priester nie regtig geweet wat aangaan nie. En hy vertel die waarheid op so 'n manier om daai ouens in 'n slegte lig te stel. Hoekom? Want hy wil voorkom. Hy wil jou groot man, jou sterk man. Is dit nie so nie? En die lewe is gedierig. Mense wat net wil voorkom of sterker voorkom of meer hê. Maar hoe die versoeking is om dit te doen deur jou tong. Deur te jok. Iemand anders in die moeilikheid te kry. En dit is wat Doeg gedoen het. Nou, ek gaan willen vertel van 'n superpower. Dis 'n bietjie sidetrack. Daar's 'n superpower wat jou tong het. Het is 'n aangehaal vandag. Dood en lewe is in die krag van die tong. Ek gaan julle vinnig wys hoe dit in hierdie storie actually uitgewerk het. En so die vraag dan is, wat 'n boom wil jy wees? Want wat gebeur is, baie keer sien ons hierdie groot bome om ons. Ons sien hoe ouens, ek weet nie, wat die verantwoordelikheid of kry promotion of kry deurbraak in hulle lewens, of ewe skielik sien jy met die nuwe, ek weet nie, ek wil nou kinderjoke maak, Spice Girls, ek weet nie wat is nou meer kinders. En jy voel, dis unfair. Ek vir die Here dien en ek sien hierdie mense gaan net vooruit en vooruit en vooruit en dit gaan goed. Maar jy weet, dit gaan goed as gevolg van 'n tong en 'n hartshouding wat nie reg is nie. Is dit nie? En dan weet jy wat is die versoeking? Dat ons daai boom wil afkap met ons tong. Is dit nie? Dadelik, en ek sien dit by my, wel weer eens, by my kinders. En by jou kinders. Is dit nie? Dis unfair. Daai woord is verbann in ons huis, maar niemand luister vir my, lyk dit my nie. Dit kom nou en dan terug. Dis unfair.
Is dit nie, ons kyk die lewe en ons sien mense wat voorkom deur hierdie goed. Dit is unfair en ons wil met ons monde dit afkap. Ons wil net soos hulle wees. Hy verdien dit nie. Maar wat doen Dawid? Hy doen dit, sy tong doen iets anders. Sy tong join nie die partytjie van Doeg nie. Sy tong doen iets anders. Kyk wat sy tong doen. Hy sê, maar ek is soos 'n welige olyfboom in God se huis. Ek stel my vertroue in God. Is sy troue liefde vir altyd en altyd. Ek sal U altyd prys. Ewe skielik is sy tong nie, join hy nie vir Doeg nie, maar dis omdat hy iets weet, ek gaan julle nou wys. Ek sal U vir altyd prys omdat U opgetree het in die teenwoordigheid van U getroue volgelinge, vestig ek my hoop op U naam, want dit is goed. So my tong sal die Here prys. Hy weet, hy hoef nie dieselfde soos die groot boom te wees nie. Hoekom? Omdat hy weet God is super lief vir hom. Die rede hoekom hy nie hoef terug te veg met sy tong nie, is omdat hy weet God is lief vir hom. Maar hier is iets wat julle moet sien. Die tyd toe hy hierdie liedjie skryf, lewe hy in 'n grot. En waar dink jy lewe Doeg? In 'n groot huis seker met koringlande. En tog sê Dawid, ek is soos 'n olyfboom. Ek gaan nie terugveg nie, my mond gaan U prys. It's amazing hoe mense woorde, hier is 'n incredible illustrasie hoe Doeg se woorde letterlik tot die dood gelei het van klomp priesters. My seun wat nou 12 is, sê die ander dag vir my, sê, papa, dis amazing as ek by youth is, dit voel so opbouend, teenoor die gesprekke soms by die skool. Nee, is dit nie? Die manier, die kultuur wat, hy is in 'n seunskool, en ek weet nie waar, rammetjies partykeer het 'n manier om mekaar af te breek. Dis 'n kultuur. Maar mag dit nie so met die kinders van God wees nie. Hier is 'n paar, ek dink die volgende een is 'n paar spreuke, wyse woorde van hoe ons tong 'n opbouende effek, 'n lewendmakende effek met ons oor mense moet hê. Hy sê, vriendelike woorde is soos heuning, soet vir die siel en gesond vir die liggaam. Angs maak die hart swaar, maar 'n vriendelike woord laat dit opkikker. En dan sê 'n sagte tong bring lewe, maar kwaaie woorde breek die gees. Dis nie amazing nie. So 'n bietjie digress, maar ek wil julle aanmoedig. Moenie groot bome probeer afkap met jou woorde nie. Moenie geïntimideerd wees met groot bome en soos hulle begin praat nie. Kyk, want hier is iets wat Dawid geweet het. Hier is iets wat Dawid geweet het. Die grootste verskil tussen die bome en die Psalm is die volgende. Kyk wat sê dit. God sal jou daarom vir goed afbreek, hy sal jou wegruk, jou wegskeer uit die tent en hy sal jou wortels uitpluk uit die land van die lewe. Daai boom groei baie vinnig, maar hy word net so vinnig uitgetrek. Daar's 'n ander Psalm wat Dawid ook sê, wat ook van Dawid af sê, ek het gesien dat 'n mens wat verkeerd doen, ander mense verdruk. Ek het gesien dat dit vir hom goed gaan. Hy lyk soos 'n boom wat altyd groen is, maar toe ek weer daar verbykom, toe was hy nie meer daar nie. Ek het hom gesoek, maar ek het hom nie gekry nie. Sien, die rede hoekom soms mense dit doen, en ek dink vir ons moet ons weet wat die uiteinde is, maar ons moet ook weet van die rede, en die rede is dit, hulle ken nie God se liefde nie. Hulle ken nie God se liefde nie, so hulle moet vir hulle self sorg. In daai sin moet dit ons harte teenoor mense wat so is, sag maak. En vertrou voor die dag, waar dit te laat is, dat hulle wel God se liefde sal ken. Want as jy nie God se liefde ken nie, dan tree jy so op. Dit maak sin. As jy niemand het wat vir jou sorg nie, dan moet jy mos. Is dit nie? Jy moet vir jouself veg.
Jy moet voorkom, jy moet seker maak, jy kry wat jy dink jy toekom. Maar 'n kind van God weet, ek mag dalk nou nog groot wees, maar die uiteinde, is ek vertrou in God se liefde. So kom ons kyk, wat Dawid sê, en ons maak klaar met dit. Weet julle wat die amazing ding van 'n olyfboom? 'n Olyfboom is geken van hoe lank hy kan lewe. Dit is 'n beeld dat die wat gegrond is in God se huis, vertrou in God se lewe en sy liefde, lewe vir ewig. Is dit nie amazing nie? 'n Olyfboom dra vrug jaar na jaar na jaar. Wat dien as genesing en lig en voeding vir die wêreld om dit. Wie is die ding? Hoe kan ons in God se tuin geplant word en dan sal ander ons lei nie met die elemente? Sien, ek was ook soos daai groot boom en ek dink jy ook, is dit nie? Ek het ook al gejok en myself in 'n beter lig probeer stel of ander in 'n swakker lig probeer stel dat ek kan voorkom. Maar hier is die ding. Jesus het gekom en hy is doodgemaak deur mense soos Doeg. Skeermenstonge, gejok het, nie waarheid oor hom gepraat het nie. En hy is doodgemaak. Sodat ek en jy, wat eintlik ook groot boomneigings in ons het, ons hoop in sy liefde kan sit. En in daai oomblik plant hy ons in die huis van God vir ewig. Soos 'n olyfboom. En is jy nie bly? Ek het iemand hoor die ander dag hoor sê van iemand bekend wat iets hoor sê het, maar nou gaan ek dit my eie maak. Soms dink ek van so lief het God die wêreld gehad. Dink ek dis amazing wat vanoggend deurgekom het. Ons glo die wêreld element, maar ons glo nie ons is deel van die wêreld nie. Né? Soms van ons wil gehad het, in my geval, ek wil gehad het dit moes sê, want so lief het God wilde kreer gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Maar hier is die probleem. Wat as daar nog 'n wilde kreer is? Dan gaan ek dink, dis nie ek nie. Ons almal sukkel met daai ding, maar tog is dit die wêreld, menende vir elke liewe een van ons. Jy vertrou in God se liefde as jy kyk na die kruis, en in daai oomblik weet jy, het iemand vir jou sorg, jou sonde is vergewe, jy's geplant in die huis vir ewig. So vriende, soos ander ons lei in die nagmaal, laat ons weet, soos ons in God se liefde vertrou, hoef ons nie groot boomstreke uit te haal nie. Ons kan hom prys in die huis van God vir ewig. Thanks, André. Waarom dink jy elke keer wat jy hoor 9/11? Wie van julle weet? Twin Towers. Elke keer wat jy daai woorde hoor, herinner dit jou aan dit wat daar gebeur het. Waarom dink jy as jy by die Voortrekker Monument verbyry, dat die boere getrek het met ossewaans van die Kaap af tot in die Transvaal, want hulle wou nie wag vir die vliegtuig nie. Bietjie 'n moeiliker een. Wat weet jy wanneer hulle paaseiers in die winkels begin verkoop? Paasfees is op pad. En as jy nie weet, dit geweet het nie, en jy weet nie wat Paasfees nie, laat jou onnies jou vertel, hulle is mos die slimste. Terwyl die musiekspan vorentoe kom. Net so is daar, wanneer ons nagmaal gebruik, herinner dit ons aan iets. Dis wat Jesus gedoen het. Die laaste aand wat hy saam met sy disippels geëet het, het hy hulle voorberei op dit wat met hom gaan gebeur. En hy het vir hulle gesê wat met hom gaan gebeur. En dis as gevolg van wat daai aand gebeur het, wat ons vandag die nagmaal gebruik, om ons te herinner, elke keer wat ons nagmaal gebruik, aan dit wat Jesus Christus vir my en vir jou gedoen het. Elke keer wanneer ons die sap of die wyn drink, elke keer wanneer ons die brood eet, dit breek en dit eet, dan herinner dit ons aan die feit dat Jesus Christus vir my en vir jou
aan 'n kruis gesterf het. Om vir my en vir jou versoening te bewerkstellig tussen ons en God. Hy het dit moontlik gemaak vir ons. Dis hoekom ons vandag hier sit. So wanneer ons nou die nagmaal gebruik, kom ons dink daaraan. Kom ons onthou dit. Kom ons sê dankie. Dit word ook 'n dankbaarheidsfees genoem. So ons, terwyl ons die tekens gebruik vandag, sê ons vir die Here dankie. Dankie Here Jesus vir wat U vir ons gedoen het. Vir wat U bereid was om vir elkeen van ons te doen. So as ons nou die tekens neem en dit gebruik, dink daaraan. Dink aan dit wat Jesus vir jou gedoen het, aan sy liggaam wat gebreek is, tot volkome versoening vir my en vir jou, met God ons Vader. En wanneer ons hierdie sap drink, dink daaraan dat Jesus se bloed gevloei het aan die kruis. Hy het as ware dit moontlik gemaak vir ons om nuwe bloed in ons liggaam te kan hê. Dat sy liggaam nie net gebreek is nie, maar gebloei het vir ons.